Shalom. Kom ons sit weer vandag saam in mekaar se stilte. Dis as Woensdag. En by hierdie geleentheid vir die begin van lydenstyd aandui, raak ons op 'n besondere manier stil. Raak ons stil oor ons menswees, die gebrokenheid daarvan, en verootmoedig ons, sodat ons in hierdie lydenstyd ingaan met 'n sekere leegword, 'n sekere kenose, as jy wil. En so wil ons dan vandag ook in die besonder met as Woensdag stil raak en dink aan die betekenis daarvan, die as wat 'n kruis op jou voorkop, of selfs op jou pols word, en wat dit aandui, wat dit simboliseer. Maar eers kom ons sit net gemaklik, maak seker voete is plat op die grond, gegrond. Jou hande is oop, handpalms dalk na bo, ontvanklik. 'n Uitnodiging vir God se teenwoordigheid, ook vir vandag in jou lewe. Terwyl jy so sit, raak ook bewus van jou omgewing. Voeltjies, huishoudelike geluide dalk is daar geraas in die omgewing. Alles vorm 'n tafereel van geluid, van klank. Raak ook bewus van die stoel waarop jy sit. Alles fisies wat ook 'n tafereel van sensoriese tas en reuk en geluid tot jou beskikking stel, waarvan jy ook vandag deel word. Raak bewus van net fisies hier wees vandag. Lyflik hier wees. Raak bewus van jou asemhaling, met die op en af van jou bors, die ritme daarvan. Kom ons laat ook toe dat hierdie ritmes vandag vir ons dui op iets anders, herinner aan leegmaak. Herinner aan ons eie broosheid, ons eie gebrokenheid. Haal lekker diep asem. Laat elke asemteug jou vervul met genade, jou deelneming word aan genade. As jy uitasem, jou skouers sak, raak dan bewus van leegword. Van leegword van die self, van leegword van dryf, besig wees. Diskoerse wat jou intrek, besig hou, verstrengel. Laat toe dat elke uitasem jou leegmaak van al hierdie dinge wat jou belas, belaai.
word jy herinner aan die woorde van Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. My las is lig, my las is lig. Alweer lekker diep asem. Ervaar vandag asem as genade. Dink ook aan selfs jou eie verganklikheid. En laat toe dat dit by jou 'n diep verootmoediging teweegbring. Maar in hierdie genade, waarin jy ook bewus word van gebrokenheid, jou eie gebrokenheid, word jy ook bewus en raak jy dalk ook opgewonde oor dit wat aan die einde van hierdie lydenstyd vir ons weer wag. Alweer lekker diep asem. Voel die asem tot in jou kern, soos jy asemhaal. Raak gesentreerd daar rondom, want dit is vandag symbool van genade. As jy uitasem, laat toe dat jou skouers sak, dat jy leeg word, dat dit vir jou 'n leegmaak ritueel wees. Raak nou bewus van jou voete op die grond. Jou voete wat jou vandag ook herinner aan jou grondvesting, gegrondves in die liefde van God. Saam met elkeen wat saam met jou na hierdie meditasie luister, deelneem hieraan. Raak jy een, raak jy verbonde, raak jy gekonnekteer aan grond, aan skepping, aan skepsel, aan skepper. Kom ons herinner onsself ook aan die volgende teks uit 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kon word. Kom sit dan nou ook so saam in mekaar se stilte en vir die volgende 2 minute of so raak ons net weer bewus van gebrokenheid, van onsself as gebrokenis, en laat toe dat genade ook oor jou spoel. Maar dink ook aan van stof tot stof en maak fisies of dalk net simbolies ook 'n kruis op jou voorkop vandag, terwyl jy so in stilte sit. Kom ons sit dan nou in mekaar se stilte.
Haal weer diep asem. Laat toe dat elke asemteug jou deur die res van hierdie dag herinner aan genade. En as jy uitasem, dat dit vir jou leeg word van gebrokenheid, van druk, van swaar dra wees. En mag jy in hierdie lydenstyd 'n besondere ervaring van lyding, maar ook genade hê. Shalom.